Goeiemôre, good morning. Mag hierdie maandag sommer vir jou op 'n heerlike noot begin? Ja, Pieter, so gepraat van hoë note. Vandag in 1973 het die Sydney Opera Huis amptelik sy deure geopen. So Pieter, gooi vir ons nog 'n bietjie opera daar, man. O, julle soek so 'n stukkie. Asseblief, dit is Goeiemôre, good stukkie. morning. Yes. Kyk, ek sou eintlik vir julle graag wou doen. La donna mobile. Maar ek het gedink ek wil dit doen soos Bill Flynn van in eertyds dit gedoen het. Kan jy onthou wat het hy gesing? Nee. Herinner ons. Sy naam is Luciano, hy's van Milano. Hy het groot moeilikheid, of nee? Hy sit in die sop, want sy vrou wil hom nie los. Sweet. Pieter, dat jy so mooi kan sing. Jy's nog nie eens opgewarm nie. Dit kan net 'n aanduiding wees dat hierdie 'n wonderlike program gaan wees. Maar dit was nou my beurt, later is dit julle beurt. Nee. Nou dat ons almal wakker is, hier is waarna jy in vandag se episode kan uitsien. Soos julle kan sien, het ons almal ons denims aan. Wel, julle sal nou sien ek het myne ook aan. Ja. Wat ons bespreek Down Syndroom Bewusmakingsmaand wat vandag amptelik afskop. Maar meer daaroor later. Arnold bring vir ons die naweek se sporthoogtepunte. Thys is later hier om jou geldsaake te bespreek en ons vind meer uit oor die Speed Classic Cape Town Races wat op 25 en 26 Oktober gaan plaasvind. Ons praat ook oor die matrieks se eindeksamen wat voorlê en Amorvi Tony se lang verwagte nuwe enkelsnit liewer is uiteindelik hier en sy gaan dit eksklusief met ons kom deel. Maar eers, die beste manier om 'n oggend te begin met 'n lekker oggendpraatjie. Raas I'm gonna oor na jou. kick it off this morning and ask, what is the strangest thing you've heard of someone doing for money? Is dit nou so snaakse jobs of Ja, weird snaakse things wat jobs mense of doen? dalk soos 'n bietjie van 'n maybe 'n illegality loophole type of die thing. skelmtriks om geld te Ja, maak. ja. Nee, jy's nou te vroeg op my vanmôre, maar Ja, ek nee, het al gehoor van 'n saam. skelmtriek Ja. of twee wat my stom geslaan het. I have got a story for you. A 70-year-old man from Vicenza, Italy, is accused of faking complete blindness for over 50 years to collect more than 1 million euros in disability payments. The man, whose name has not been released, was declared blind after a work-related incident decades ago. However, when the Vicenza Financial Police conducted some cross-checks, they noticed suspicious activity and began monitoring him. Over a 2-month investigation, officers filmed him performing garden work with dangerous tools, inspecting produce at markets, moving through the city independently and paying with cash, all activities that a blind person could not realistically do on their own. As a result, authorities suspended all welfare and social security benefits. They also conducted a tax audit that recovered over 200,000 euro from the past 5 years and charged the man with fraud against the Italian state. The case has also sparked renewed scrutiny of Italy's verification systems for disability and welfare payments. 50 jaar. Ek kan dit nie dink nie. Dis 'n leeftyd. 50 jaar. Ek kan dit nie glo Nee. dat hy dit vir so lank Kon regkry nie. And also to then pretend that that is a disability that you have for so long. Obviously, he was maybe getting a bit tired of it and that's why he was caught. Maar net om geld daaruit te kry. Ek weet nie of dit vir my genoeg van 'n motivering sal wees om dus alleen vir so lank aan te hou nie. Baie oneties. Is it clever though? What do you think it is? Wel, as jy die front kan voorhou, maar dan raak dit regtig jou lewenstyl, maar ek stem saam met jou. Ek sal nie en is daai een keer of en interessant genoeg in die laaste paar jaar wat hulle hom toe nou vasgetrek het, want iewers het iemand seker gesê, "Wag 'n bietjie." Ja, en ook dit is vir my regtig snaaks want hy's nou die berig sê hy is nou 70. So dit is nou op 'n stadium van sy lewe waar sy sig dalk bietjie kan Nou gaan dit regtig gaan. and that he might actually be going on his way to not losing his sight completely but having less of a kind of good vision. En nou gaan hy nou seker nie meer daai benefits kry nie because he defrauded the state. I think it's good that they've caught him and that they've fined him. I think the punishment should be a bit more severe. Maar die waarheid kom altyd uit. Dit is die feite, né? Weet in Amerika het hulle ook nogal baie goeters met mense wat kampstig voor 'n kar inspring Yes. en dat hulle nou rugbesering en allerlei sulke dingetjies, maar dan
het hulle ook soos police, weet, Yes. financial police wat Ja. gaan check, maar kom ons hou hierdie ou bietjie dop, want hulle PI wat hierdie man dop en Ja. sien jy maar, skielik loop hy reg op, maar hy het nou net hierdie ys Exactly. ingesit vir 'n afrug of 'n seerrug. Wat noem hulle daai prokureurs wat daai tipe cases doen? Ambulance chasers. Ambulance They go and they chaser. see kind of waar kan ons nou inspring vir 'n bietjie van 'n payout? Net vinnig, hoe lank dink julle sou iemand daarmee wegkom hier in Suid-Afrika? Fooi. langer as 50 jaar. Hulle kom al klaar daarmee weg. Maar in elk geval, kom ons lig die noot. Waar sou julle sê is die ideale plek om nou 'n lekker mooi boutique hotel te sit? Jy weet, langs die kus of in 'n woud of Ja, I think also like those like kind of cute little city hotels met so mooi uitsig van die stad. Ek dink dit sou ook baie oulik wees. Ek is 'n seemens. Solank daar 'n uitsig oor die see is, ja. Ek is een van daai ouens wat ook seker sal sê ek wil eendag 'n jagplaas langs die kus hê of so iets, net 'n wildsplaas langs die kus. Maar vir hierdie enetjie wil ek graag my beroep brilletjie is reg. Ja. I have to look a little bit clever today. The Netty is 'n knus boutique hotel in die middel van St Giles Road in Oxford, Engeland, maar dit is oorspronklik in 1895 gebou tydens die bewind van koningin Victoria en as 'n openbare toilet vir mans gedien tot en met 2008. Het julle dit reg gehoor? Yes. Ja. Nou ja, toe word dit toegemaak om veiligheidsredes. Na dit vir 11 jaar leeg gestaan het die eienaar besluit om die plek in 'n ongewone boutique hotel te omskep. Volgens hotelbestuurder Anna Pinero is die Netty nou een van die mees unieke plekke om in Oxford te bly. Die hotel bied slegs 2 suites vanaf so £170 per nag, wat ongeveer amper R4,000 is. Daar is geen ontvangsrestaurant of kamerdiens nie, maar gaste kry toegang tot 'n hulplyn en 'n gratis cocktail met aankoms. Die naam Netty terloops is 'n ou Geordie term vir 'n buitetoilet. Nou ja, toe. Ek praat nie strooi nie. Sal Dit julle daar lyk bly? baie oulik. I would stay there. Nee? So jy, Ja. Elsa? Ja, dit lyk vir my baie netjies, solank dit net skoon is en dit Ja. lyk vir my heel skoon. Ek sou nogal daar bly net nie meer as 'n week nie. Okay. Ah, hy is so Julle het geweet dit gaan kom. Julle het ons het geweet dit gaan geweet. kom. Yeah, you know what? It doesn't bother me what something was before. Yeah. If they've created something really unique and cool around a place that maybe Absolutely, used to be a toilet, if it's clean and if it's, nicely kept, then I would definitely want to stay there. And the decor looks really pretty as Ek well. weet iewers is daar 'n mooi ou kerkie daar met 'n groot kloktoring en jy Ja. kan nou die kloktoring gaan omskep hom in iets. Ek moet wel sê, een ding wat my wel 'n bietjie hinder, is die feit dat 'n mens soveel geld moet betaal en wat 'n mens word nie ontvang nie, né? Nee, daar's niks. Jy kry 'n sleutel of 'n kode, jy gaan in, jy doen jou ding en jy kuier net maar daar en jy kry dan 'n cocktail. Maar dit Wat deur wie gemaak is, if there's no reception. No, En hoe as long lang as it's gelede? Long Island Iced Tea, man. ja, ek dink wel dit hang ook maar af en dit is in 'n ander land waar dinge werk. So, Ja. ag, weet jy wat? Ja. Dalk tog. Onthou, jy kan nog jou troeteldier inskryf vir ons lelik en trots kompetisie waar jy 'n R1000 teiklaat geskenkbewys kan wen. Onthou ook om vir ons eerste groep finaliste te gaan stem. Bly ingeskakel want Goeiemôre Good Morning is net hierna terug. Ons gaan ons oggendpraatjies Hier gaan dit lekker raak, ons gaan jou wakker maak.